Wanneer ons terugkyk na die eerste kwartaal van die jaar, kyk ons nie net na programme, getalle of geleenthede nie. Ons kyk na mense, ons kyk na stories, ons kyk na die impak van 'n gemeenskap wat besig is om saam die Jesuslewe te ontdek. Hierdie kwartaal se hoogtepunt was sonder twyfel die Heilige Week, waar ons saam die Paasverhaal nie net weer gehoor het nie, maar die gordyn verder oopgetrek het van Jesus op die kruis tot Jesus op die troon, vandag vir jou en vir my. Ons het weer ontdek dat Jesus nie net gesterf het nie, maar dat hy leef, regeer, intree en vandag nog werk. Meer as 8500 mense het hierdie Paastyd saam met ons by Kerk Sonder Mure beleef. 'n eerste groot gemeentewye vraelys het hierdie kultuur van KSM onderstreep. Ons groei nie omdat ons programme het nie. Ons groei omdat mense ander mense nooi om saam die Jesuslewe te ontdek. In kwartaal 1 is ons dankbaar dat 524 nuwe mense KSM as hulle geloofsgemeenskap gekies het. Maar om die Jesuslewe te ontdek beteken nie net ons kom kerk toe nie. Dit beteken ons leef anders in 'n eerstehandse verhouding met Jesus. Dit beteken ons wil hê ons wêreld moet beter en blyer wees omdat ons bestaan. Daarom het ons hierdie kwartaal gehelp om 'n ECD sentrum te bou, wat deur die week help om kinders se toekoms te bou en op 'n Sondag 'n nuwe geloofsgemeenskap huisves as 'n kleiner kerkplant. Dis ook hoekom ons mense Lesotho toegestuur het so tussen Paasfees en Pinkster om 'n sendingstasie te herstel en weer hoop te gaan aansteek. En baie van die mooiste impak gebeur sonder dat die meeste mense ooit daarvan hoor. Soos die feit dat ons deur die beroepsforum al 12 mense gehelp het om weer 'n werk te kry. Ons sien ook hoe ons kerk regtig 'n familie van generasies word. Hierdie kwartaal het 187 matrikulante hulle geloof voor God, hulle familie en hulle kerk bely. Ook byna 400 seniorvolwassenes skakel aktief by weeksgeleenthede buite Sondag in. Want kerk is nie net vir een ouderdom of generasie nie. Kerk is mense wat saam behoort en mooi maak. En natuurlik bly ons ook 'n kerk wat hou van saamkuier. Vriendskappe, tafels, koffie, kuierfees, jong volwassenes wat saam dans en die lewe doen, want baie keer vind mense eers hulle mense en dan vind hulle geloof. As ons alles saam sit, dan besef ons die eerste kwartaal gaan nie net oor wat gebeur het nie, dit gaan oor wat besig is om te gebeur. Mense ontdek die Jesuslewe, mense word genooi, mense word gehelp, mense kry werk, kinders kry 'n mooier toekoms, vriende word familie en geloof word geleef. En terwyl ons vorentoe kyk, beweeg ons as kerk nou van Paasfees na Pinkster, van die kruis en die troon na die kerk wat die wêreld ingestuur word. In die volgende paar maande is daar verskeie geleenthede waar jy kan groei, leer en deel word van wat God besig is om te doen. In Mei begin die Bybelskool oor Handelinge in persoon en aanlyn. Daar is ook 2 ontdekgroep geleenthede waar jy kan inskakel om deel te kan word van 'n selgroep. Vroeg in Junie vind daar 'n kragtige eendag konferensie en werkswinkel plaas oor hoe om jou geloof te deel, hoe om God gegewe vreugde en roeping in jou werk te vind en hoe 'n moeilike geloofsvraag veral in die werksplek te hanteer. Bly op hoogte van jou kerk aan die werk deur ons sosiale media platforms, ons weeklikse nuusbrief en natuurlik Church Center. Goeiemôre en welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn boodskap. My gebed vir jou is dat jy 'n wonderlike boodskap vanoggend sal kry van die Here af. Ons skop vandag 'n nuwe reeks af wat sê meer lewe vir meer mense. En die tema van vandag se diens is die Missio Dei, God se sending na die wêreld. Wat is die boodskap wat God wil hê ons moet gaan? Ek gaan 'n bietjie praat oor die uitdagings wat ons baie keer het om te praat oor die wonderlike koninkryk van God. Wat is daar wat ons baie keer en dan gaan ek met jou praat oor verhale van mense wat gegaan het en wat hulle getuig van God se liefde.
Maar voordat ons verder gaan, wil ek jou net herinner, onthou, as jy hier onder kyk in die beskrywing, is daar meer oor hoe jy betrokke kan raak by Kerk Sonder Mure aanlyn en ook die plekke waar Kerk Sonder Mure besig is om 'n verskil te maak. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons stuur soos wat U die 72 uitgestuur het om 2-2 te gaan en 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Ons loof en prys U, Here, vir die koninkryk wat sê, daar is vir ons meer as net dit wat ons nou het. Seën elkeen wat hierdie boodskap hoor, mag hulle geïnspireer word, dat U vir hulle ontmoeting sal gee met die regte mense op die regte tyd. Amen. Julle, so ons skop hierdie nuwe reeks af, meer lewe vir meer mense. Alles gebaseer op Lukas 10 vers 1 tot 20. Dis Jesus wat nadat hy die 12 disippels uitgestuur het, stuur hy die 72 uit. Net vir die van julle wat onseker is oor die tydlyn, hierdie is nie die uitstuur van Jesus wat in Matteus 28 voordat hy opvaar hemel toe die disippels uitstuur nie. Ons sien in die Markus en die Lukas evangelie sien ons nogal dat Jesus gereeld die disippels uitstuur. So hier is een van daai geleenthede in Lukas 10 waar Jesus 72 mense kies en hulle uitstuur. Nou, hoekom 72? Van die vertalings praat van 70, ander van 72. Dis in lyn met die Ou Testament. In die Ou Testamentiese tyd was daar die tradisie dat daar net 70 nasies op aarde is. So wanneer Jesus 70 uitstuur, is dit eintlik 'n simboliek van dis genoeg vir almal om te hoor. So ons hoef nooit onseker te wees wanneer Jesus ons uitstuur om met mense te praat oor die evangelie, dat ons gaan dink, daar gaan nie genoeg wees nie. Daar's meer as genoeg mense op planeet Aarde vandag om die goeie nuus van Jesus se koninkryk te verkondig. Meer as genoeg. Die vraag is, besef jy wat in jou en deur jou besig is om te gebeur? En dis baie keer waar die uitdaging lê. So wanneer ons vandag praat oor God se Missio Dei, God wat reeds na die aarde toe kom en daar is, dan is dit belangrik vir ons om te weet dat wanneer ons na mense toe gaan en met hulle praat oor die goedheid van God, dat God se goedheid nie daar is nie, of nie daar is nie. Dis reeds daar. Ons stap nooit in 'n vakuum in nie. Wanneer Jesus in Johannes 2 met Nathanael praat, net voordat Nathanael vir een van sy pelle sê, "Jesus, maar kan daar iets goeds kom uit daai deel waar Jesus groot geword het?" Net na dit dan praat Jesus met Nathanael, dan sê hy vir Nathanael, "Maar ek het jou al lankal raak gesien toe jy onder die boom besig was om te bid." Jesus sien elke persoon op aarde raak. As ons glo dat God oral is, dan kan ek nie sê God is nie betrokke by mense wat dit vir my lyk asof hulle nie vir Jesus in hulle lewe het nie. Ek mag dit nooit doen nie. Dis 'n absolute leuen. Nou, een van die mense wat ons gehelp het om hierdie te verstaan, is 'n man met die naam van David Bosch. Hy het 'n boek geskryf in die 80s wat lewensveranderend sou wees vir die kerk vandag en my teologie gevorm het as jong man, om te verstaan wanneer ek na iemand toe gaan met God se missie na die wêreld toe van sy goedheid, dan is ek nie besig om in 'n plek in te stap waar hy nie is nie. Hy's reeds daar. Ek sluit aan by God se werk in die wêreld. Die hele idee van Kerk Sonder Mure ontdek die Jesus lewe. Julle, dis Missio Dei taal. Maar ons uitdaging is baie keer dat ons dit ergens sukkel om die brief reg te kry. Ons is bang en ons leef in vrees dat as ons gaan uitgaan en ons praat oor Jesus of ons leef net hierdie lewe, dat kan dalk 'n bietjie moeilikheid vir my maak. So nou wil ek met julle praat oor Lego. Wie van julle speel Lego by die huis? Kom uit daarmee. Kom. Wie het vir ongeluk al sy bonusgeld gebruik, nie vir nuwe handdoeke nie, maar vir Lego. Liefie, dit was op special. Liefie, dit is vir die kinders. Ek doen hierdie vir ons kinders, maar jy doen dit eintlik vir jouself. Ek sit met daai uitdaging. Partykeer koop ek Lego vir die kinders, maar vir myself. So daar's 'n baie oulike TV-reeks, Lego Masters. Wie van julle het al Lego Masters gekyk? Nog nie? Nee. Ek kan nou nie namens die res besluit, maar miskien moet ons maar 'n subskripsie kry vir julle almal om dit te kyk. Okay, maar die hele idee van Lego Masters is Will Arnett. Wie van julle het oor die fliek Blades of Glory gekyk? Blades of Glory? Natuurlijk. Tonight is a very dark time for me, in elk geval. Will Arnett speel in daai fliek en hy is die aanbieder van Lego Masters. En die idee van Lego Masters is baie eenvoudig. Spanne van 2 mense neem deel en hulle kry 'n uitdaging elke week om Lego te bou.
En so moet hulle volgens die brief Lego bou. So nou die aand was daar 'n oulike episode gewees waar hulle gesê het, elkeen van julle kry 'n boks met 'n klank op. En as jy die klank so slaan, dan maak dit sê maar wahahaha. So dan kan jy 10 ure saam met jou span, jy en jou vernoot, julle kan weer eens hoor gaga 2-2 bou. 2-2 bou. En dan kan julle nou bou aan hierdie ding wat soos hierdie klank klink. En dan moet julle dit nou wys. En as jy nou wen, dan wen jy $100,000. Wat absoluut wonderlik is, 300 miljoen rand. Bly julle tel die wiskunde op. Sommige grappie. Ek weet, dis net 200 miljoen rand. Okay. Dan kan jy nou 'n klomp geld wen, maar een van die uitdagings in nou die aand se episode was, hulle moes vulkane bou. So hierdie twee mense het nou die vulkane episode gebou. En hulle het letterlik hulle vulkaan gebou en dan druk hulle op 'n knop, dan kom daar lava uit. Dan loop dit nou by daai rooi ding se mond uitgeloop. En hierdie was nogal die span wat hierdie episode gewen het. Okay. Maar elke keer is daar mense wat die brief nie presies reg kry soos wat die beoordelaar sê jy dit moet doen nie. Ek het amper reg. En in hierdie episode was daar een span wat toe op die ou na huis toe gegaan het, want hulle het 'n ding gebou wat nie heeltemal soos 'n vulkaan gelyk het nie. Hulle wou die storie anders vertel en toe speel die storie nie uit soos wat hulle wil nie. So hulle twee het die brief gemis. En dan is daar ander spanne wat baie keer 2-2 saamgaan. En dan so 'n uur of 2 ure in die kompetisie en dan kom hulle, sê die beoordelaars vir hulle, julle is nie mooi op koers nie. En dan doen hulle iets wat almal moet doen op 'n stadium in hulle eie lewens. Hulle pivot. Hulle sê, wel, nou moet ons verander. Ons het ergens iets gemis. En baie keer sal die een vir die ander een sê, ons moet nou pivot, ons moet nou hier verander. Ons moet hier 'n bietjie 'n skuif maak. Hier is ons dinge nie presies soos wat dit moet wees nie. En baie keer is dit die spanne wat op die ouene wen. Die spanne wat die skuif kan maak. Vanoggend se teks wat ons gaan lees oor God se sending na die wêreld toe, gaan jy hoor van 2-2 wat moet gaan. Die Here stuur ons 2-2 uit sodat ons kan pivot, sodat ons in die oomblik kan skuiwe maak, sodat ons op 'n ander manier kan leer om God te vertrou. So kom ons lees saam, Lukas 10. Ek gaan die eerste 3 verse vir ons lees, en dan gaan ek dit vir ons 'n bietjie uitpak, en dan gaan ek die res van die verse alles uitpak. Dan gaan ek praat met oor die vrese wat ons as gelowiges baie keer het, oor hoe om te vertel van God se mooi wêreld, van sy koninkryk, en dan gaan ek afsluit deur te praat oor 2 voorbeelde van mense wat vreesloos gegaan het, en mense vertel dit van hom. Daarna het die Here 72 ander aangewys, en hulle, hy is so mooi, 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Nou hierdie teks kan ons nog baie uitpak en in die volgende paar weke gaan ons nog weer gesels oor dit. Maar die eerste ding wat ons hier sien is, die oes is groot, maar die arbeiders min. Die sending begin nie by ons nie. Jesus sê nie, gaan maak 'n oes nie. Hy sê, die oes is reeds daar. Die oes behoort aan hom. Wanneer ons besig is om te praat oor die goedheid van God in ons lewens, wanneer ons daaroor getuig by ander mense, of hulle nou gelowiges of ongelowiges is, hoef ons nie bekommerd te wees dat ons skielike gedagte na hulle toe bring wat nog nooit by hulle was nie. Die Heilige Gees werk reeds in hulle lewe. Dis God se oes. Dit sluit baie sterk aan by die teks rondom die saaier. Die saaier wat sy saad gesaai het, dis die Here wat die saad saai. Dis die woord van God. Ons, volgens Paulus, is daar om nat te gooi. Maar die oes is reeds daar. Dit beteken God is reeds besig. God werk reeds in mense se harte. God is reeds in jou wêreld betrokke. Daar's niemand in jou wêreld, maak nie saak hoe jy na hulle kyk, wat jy kan sê, ek dink nie die Here is daar nie. As jy dit sê, ontken jy eintlik die feit dat God in jou eie lewe dan ook is. Want dink gou mooi daaraan, as jy sê, daai ou het nie die Here nie. Die Here gaan nie deur, ek kan niks met daai ou doen nie. En vir jou slegte nuus. Daar's dalk ergens iemand wat na jou kyk en sê,
Ek dink nie die Here het daai ou die Here in sy lewe nie. Ons mag nie daai tipe oordeel vel nie. Die oes behoort aan die Here. Die sending van God is nie ons sending vir God nie, maar God se sending waarin hy ons innooi. Wanneer ons iemand ontmoet en ons dink, wow, ek weet nie of hierdie persoon naby aan die Here leef nie, dan is dit 'n uitnodiging vir ons om God te gaan vind in daardie persoon se lewe en hom of haar bewus te maak van God in hul eie lewens. Jy gaan net nou sien hoe pak ons dit mooi uit in die res van hierdie teks. En dis natuurlik die tweede ding wat so mooi is. Die Here stuur ons nooit alleen nie. Die Here stuur ons 2-2. As ons kyk na ons eie gemeente, ons het sendelinge reg deur die wêreld, al daai sendelinge het sendingsspanne. Toe ek sendingwerk gedoen het, het ek 'n sturende span gehad. Mense wat by die huis was in Johannesburg waar ek vandaan gekom het, en mense wat in Namibië gebly het, wat vir my gebid het. Wat daai tyd so gebel het en gesê het, "Gerrit, hoe gaan dit?" Sê ek, "Nee, jy's oom Tannie, ons is nou besig om uit te reik in Puta de Chapa by 'n gestremde skool. Bid vir hierdie en hierdie en hierdie." Dis wat gebeur. Ons gaan nooit alleen in en ons hoef nie alleen te gaan nie. Dit is waarom dit so belangrik is as ons as gemeente, dat jy ergens betrokke is, nie net in die geestelike groei wat in jou gesin gebeur nie, maar ook verder as dit. Dit is hoekom groepe belangrik is, dit is hoekom alfa kursusse belangrik is. Dit is hoekom al die verskillende plekke, mannebediening, damesbediening, dit is belangrik dat jy daar saam met ander geestelik groei. Want ons inspireer mekaar as dit swaar gaan. So dis die tweede ding wat ek sien, is hierdie gaan 2-2. Jy hoef nie hierdie alleen te doen nie. Want langs die pad gaan jy agterkom, ons het nou hier 'n bietjie 'n fout gemaak, hierdie ding het nie lekker gewerk nie. Dan doen jy wat die mense doen op Lego Masters, jy pivot. Jy maak 'n aanpassing. Pivot. Die van julle wat oor daai episode van Friends gekyk het. Pivot, pivot, pivot. Die van julle wat oor daai episode gekyk waar Ross besig is om die bank te draai, sê jy altyd vir Rachel, pivot, pivot, no, pivot. Okay, gaan kyk Friends. Die derde aspek wat belangrik is, die Here sê vir ons moet gaan soos lammers. Nou, hierdie maak vir my glad nie sin nie. Glad nie. Want as ek iemand wil uitstuur, dan wil ek hom stuur soos 'n leeu. Moenie worry daar waar jy gaan nie. As jy gaan soos 'n brullende leeu. Of dalk 'n briesende bul. Maar jy moet op pad wees, en jy moet aggressief wees, en jy moet sterk wees. Jy moet 'n plan hê, jy moet gaan. Die Here sê, ek stuur julle soos lammers. Stuur julle soos lammers. Nou, hoekom soos 'n lammetjie? Dis die identiteit wat konstant in die evangelie verkondig word deur Jesus van hoe ons as mense is ons soos lammetjies. Nou, as jy op 'n plaas was, sal jy weet, 'n lammetjie is broos. Hy's afhanklik. Hy's kwesbaar. So wat die Here vir ons kom sê hier is, ek stuur julle soos lammers tussen die wolwe in, menende, julle is kwesbaar. Hierdie gaan nie maklik wees nie. Dit gaan uitdagings hê, maar moenie bekommerd wees, julle is dan 2. Julle gaan mekaar bystaan. Julle gaan saam kan onderskei wat om te doen, en ons gaan net nou sien hoe daai onderskeiding lyk as ons die res van die teks lees. Maar die identiteit is een wat afhanklik is. Want weet julle, as die Here ons uitgestuur het soos leeu's en soos bulle, nou moet jy rof wees, en jy moet die evangelie verkondig. Weet wat sou gebeur het? Jy sou op jouself staat gemaak het. Daai bietjie senuwees wat jy voel voordat jy met iemand onbekend praat en vir hulle vra, ken jy die Here, of stap jy pad met die Here, of hoe gaan dit met jou geestelike groei? Daai bietjie senuwees, dis 'n goeie ding. Dis omdat jy besef jy's kwesbaar. Dis omdat jy besef as jy vir hierdie ou persoon sê, hoor hierso, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar jy lyk vir my 'n bietjie down, is alles okay. Ken jy die Here? Dan besef jy dat daai persoon kan sê, ek wil niks weet van jou Here nie. Daar's altyd 'n kans dat dit kan gebeur. Daar's altyd 'n kans. In my belewenis egter, in die 20 jaar wat ek 'n pad met die Here stap, die kere wanneer ek gevoel het die Here roep my nou om met iemand te praat, of dit nou in Checkers is, of dit in die dokterspreekkamer is, of wherever dit is, die kere wat ek regtig gevoel het die Here roep my, in daai oomblik, om die regte ding te sê, het ek na die tyd gesien, maar die Here daai oomblik gebruik. Altyd, elke keer. En dit is nie altyd maklik nie, maar jy is kwesbaar, jy stel jouself ons bloot. En dis reg so, want dan leef jy in afhanklikheid, jy leef in oopheid. Die wêreld sê, die sterkes wen. Jesus sê, die kwesbares dra die koninkryk. En jy's kwesbaar.
In hierdie land is jy kwesbaar. Nou gaan ons 'n bietjie praat in die volgende paar verse oor wat Jesus sê jy moet saamvat. So die eerste uitdaging is sommer, onthou jy is kwesbaar, maar onthou jy is dan 2, jy kan pivot. En die volgende een is, wat vat jy saam? So kom ons lees. Want ek seker op hierdie stadium so die 72 gedink het, moenie bekommerd wees, ons weet ons gaan soos lammetjies uit, maar dalk gee hy vir ons om iets om mee saam te vat. Jesus sê, ag, moenie jou beeks of 'n reissak of skoene saamdra nie. Ekskuus Jesus? Nie 'n beeksie nie, waar gaan ons kos koop? Nee, moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. En moenie langs die pad met groete ry, tyd verkwis nie. Wees doelgerig. So hy vra jy stap doelgerig, maar jy moenie 'n klomp goed by jou hê nie. En die beeksie en die reissak of die skoene, is nou nie goed dat ons moet letterlik vat nie. Asseblief, as jy voel, jy moet soos Colin en Stefan saam met die ouens gaan uitreik in Lesotho, vat asseblief skoene saam, vat 'n baadjie ook saam. Vat daai goed saam. Dis die punt wat Jesus hier maak. Die punt wat Jesus probeer maak is, moenie talm by die goed wat jy dink jy nodig het om te gaan nie. Want baie mense wil so seker maak, hulle het alles reg voordat hulle gaan, dat hulle op die ouene nooit by gaan kom nie. Hulle bly by die huis. Jare terug het ek die paar pelle die voorreg gehad om deur Afrika te backpack, en ons het op die ouene so baie goeder saamgevat het ons gedink het ons nodig het, wat ons nie eers nodig gehad het nie. Voor dit het pelle van ons ook in Afrika gebackpack, en nou Bok Pretorius het vir ons gesê, vra vir hulle, wat is die een ding wat julle saamgevat het, wat julle gedink het julle nodig gaan hê, wat julle nie gebruik het nie? Toe sê hy, 'n satellietfoon. Empty en is oral. Want ons kan partykeer so oorbeplan, dat ons partykeer nooit by die uitvoering kom nie. Alles moet perfek wees. Jesus sê, gaan. Moenie tyd verkwis nie, wees haastig. Ons sien op ander plekke dat Jesus dieselfde vir mense sê. Die een ou sê, Here, ek sal U volg, maak nie saak waar U gaan nie. Laat ek net eers my pa begrawe. En Jesus sê, ag man, weet jy wat, laat die dooies begrawe, kom jy. Dit gaan nie oor die beginsel van die dooies wat die dooies begrawe nie. Dit gaan oor die idee dat party mense sal altyd nog 'n rede kry om nie te gaan nie. Jesus sê, moenie talm op die goed wat jou terughou nie. Gaan. En hoekom het ons nie nodig om bekommerd te wees oor die goed wat ons saamvat nie? Hoor wat sê in vers 5. As jy in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. En so baie keer as ons as gelowiges, as jy by 'n plek kom waar jy nou wonder, hoe lyk hierdie mense se verhouding met die Here? Dan stap jy so bietjie judgmental in, hè. Stap so bietjie in en dan wonder jy, ek wonder wat gaan hier aan. Jesus sê, vat die vrede. As jy met vrede in 'n situasie instap, is daar altyd 'n groot kans dat die mense daai vrede gaan vat. En in die res van die reeks gaan ons sien hoe die 72 teruggekom het en getuig het van die vrede wat hulle gekry het. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. En as ons dit doen, gaan ons met dieselfde boodskap as waarmee Jesus gegaan het. As Jesus sy disippels groet na sy dood, sit hy sy hand in die lug en hy sê, vrede vir julle. As ons julle as gemeente groet, dan sê ons, vrede vir julle. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Leef eenvoudig, ontvang ook dit wat God vir jou gee. Die laaste paar verse is vir my baie belangrik. As ons kyk na vers 7, 8 en 9, dan sien ons hier iets anders uitspeel wat belangrik is. Jesus sê, moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. Want jy is 'n arbeider wat besig is om die oes in te samel wat die Here sê daar is, dis my oes. Nou hierdie een is nie so maklik nie. Desember het ons lekker gekuier by die see. Toe spandeer ons tyd saam met my niggie en haar man, hulle boer in Zambië en Monique is baie betrokke in haar gemeente. En toe word sy en haar vriendin, enigste 2 Engelse vrouens, word genooi na 'n groot konferensie saam met 300 Zambiese vrouens. Monique sê, dit was nie altyd maklik om te eet wat vir jou voorgesit is nie. Maar sy het dit gedoen, terwille van die kultuur waarbinne sy is. Nou wat Jesus hier vir ons sê is, as jy in 'n huis kom, gaan jy nie noodwendig dadelik met die eerste oogopslag agterkom hoe jy daar verskil kan maak nie. Don't go. Bly nog 'n bietjie.
Moenie van die een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Jesus sê vir ons, neem eienaarskap. Maar ons leef in 'n wêreld waar ons dink 'n vinnige gesprek en 'n vinnige oplossing en 'n vinnige resultaat. Jesus roep ons vir langtermyngesprekke. As Jesus jou bring na 'n plek toe waar jy moet praat oor hoe mooi sy koninkryk is en jy moet daar in vrede met mense leef en hulle leer wat sy vrede is, dan gaan jy partykeer moet deurdruk, ongeag dit wat jy dink besig is om daar te gebeur. Jesus sê bly. Bou verhoudings, spandeer tyd, wees teenwoordig. Sit langer by die tafel, luister langer na mense, moenie altyd so haastig wees nie. En dan hier sê Jesus die laaste deel wat so belangrik is. Verkondig wat reeds waar is. Die koninkryk van God het naby gekom. As Jesus in Matteus 28 vir die disippels sê, gaan na die mense toe, vertel hulle van my, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou ek is by julle, dan sien ons die koninkryk wat volbring is op 'n pragtige manier. Maar dis interessant, Jesus sê nie, vertel die mense van my nie, hy sê, vertel hulle van die koninkryk. Koninkryk het naby gekom. Dis nie bedoel vir mense wat ver is, is bedoel vir jou. Jesus sê nie, bring die koninkryk nie, hy sê, dit het naby gekom. Die groot skuif is die volgende. Jy is nie die begin van God se werk nie. Jy is 'n getuie daarvan. Maar jy kan net getuig van iets wat reeds besig is om in jou lewe te gebeur. Paulus het dieselfde ding verstaan, wanneer hy skryf in sy briewe vir gelowiges, dan sê hy, hierdie evangelie waarvan ek 'n dienaar is. Hy neem nie eienaarskap van sy eie woorde nie, hy neem eienaarskap van die boodskap van die koninkryk van God. Het gaan nie oor hoe wonderlik ek is en die verskil wat ek maak nie, het gaan oor die koninkryk. En kan ek dit in vrede bring vir mense? So as 4 redes hoekom mense baie keer nie gaan nie. Die eerste ene is, ons dink, ons is nie gereed nie. Ek weet nie genoeg nie. Dis hoekom ons predikante en sendelinge het, hulle het die feite. Hulle het die feite, hulle weet hoe. As daar 'n regte uitdaging is, dan sal hulle dit moet hanteer. En is wonderlik, daar's 'n rede hoekom ek heeldag besig is hiermee. Maar dit vrywaar jou as 'n gemeentelid nie, om te sê die dominee sal dit doen nie. Louis Brits het jare terug so 'n liedjie gehad, wat met die titel Gaan. En dan sing hy, gaan, en dan sê die ou, Here, ek sal gaan, nee, maar nie daar nie. Here, ons te goeie dominee, ek sal bid vir ons dominee, Here, gebruik ons dominee. God sê vir jou gaan. En as jy dink jy's nie gereed nie, ek het 'n belofte wat ek vir jou vandag wil maak. As jy diep in jou eie lewe kyk, sal jy sien, daar's 'n getuienis van iets wat God al vir jou gedoen het. En jy wat dan vir God vra, Here, daai bietjie wat ek weet, net daai deel wat ek van U beleef het, gebruik dit ergens. Ek gaan jou 'n belofte gee, die Here gaan dit vir jou gee. Hy gaan vir jou ergens 'n plek gee waar jy oor daai ding kan praat. Jy hoef nie te wonder oor wat om te sê nie. Ergens het jy al God in 'n getuienis in jou eie lewe gesien. Vra hom om iemand te gee met wie jy daaroor kan praat, die regte persoon. Hy gaan nie vir jou sê, nee wat, ek gaan jou nie kans gee nie. Natuurlik gaan hy jou kans gee. Tweede ene is, ons wil beheer hê. Want sien, as ons sê ons is kwesbaar, wanneer ons besig is om te praat oor die koninkryk van God, wanneer ons besig is om bietjie liefde te leef, dan is daar 'n ding van, die oomblik as ek vir iemand sê, hoorie, maar hoe gaan dit met jou verhouding met die Here, dan sal 'n kans dat die ou my 'n klap kan gee. En dan het ek nie meer beheer nie. Ek het geen beheer oor daai persoon se reaksie nie, so wat doen ek? Ek bly stil. Daarop sê God vir ons, jong, dis Suid-Afrika, ek dink nie jy gaan 'n klap kry nie. Jy kan dalk 'n snap kry. Jy kan dalk kry dat iemand jou nie op Facebook accept as hulle friend nie. Die derde ene gaan hiermee gepaard nogal. Ons is bang vir verwerping. Ons is bang iemand snap ons. En die vierde ene is, ons dink God werk net in die kerk. Ons dink hy werk net hier. So ons moet die mense net hier kry. Ons moet daar wees, want God werk daar reeds met hulle. Ek gaan afsluit die volgende 4-5 minute met jou 2 verhale te deel, wat hierdie verhaal in Lukas 10 vers 1 tot 9 vir ons nog baie mooi illustreer, en is werklike verhale wat nou uitspeel. Die eerste een is van Andrew Brunson.
Andrew Brunson het gaan sendingwerk doen in Turkye. Ons gemeente het ook lankal 'n verbintenis gehad met Turkye. Andrew Brunson het daar gaan sendingwerk doen. Wow, en na rukkie wat hy daar toe neem hom gevangene. Op die verkeerde aanklagte en hy beland onbenullig in die tronk vir 2 jaar. Geen idee gehad hy gaan in die tronk beland. Hy is 'n gelowige. En hy het nie beland vir sy Christelike oortuigings in die tronk nie. Maar dis toe waar hy was. En later sou hy getuig om te sê, ek het gedink ek gaan mense van Jesus vertel, maar toe sit ek in 'n tronk waar ek niks kon doen nie. En o ja, toe kon ek mense van Jesus vertel. Hy sê die wonderlike ding was, toe kon hulle hom nie in die tronk sit vir ander redes nie. Hy is toe nou reeds daar. Jy kan nie tronk toe gaan as jy reeds in die tronk is nie. Jy kan nie verder in die moeilikheid kom nie. So dan, hy sê, dan kom jy maar in die moeilikheid en jy gaan maar aan en jy praat oor Jesus. Dus hy vir 2 jaar daarvoor het hom vrygelaat het. En 'n klomp mense na die Here toe gelei. Sien, baie keer dink ons, ek moet presies weet waar ek gaan eindig om te praat oor God se koninkryk. Jy moet net begin, die details sal vir jou gegee word. Jackie Pullinger se verhaal is ene wat dit nog vir ons mooier illustreer. Die van julle wat die Alpha kursus gedoen het, sal onthou, Jackie het gaan sendingwerk doen in Hong Kong. Sy het as 'n jong vrou in haar 20's op 'n boot geklim in Engeland en China toe gevaar. En toe sy in Hong Kong stop, toe sê die Here vir haar, jy gaan hier werk. En toe sy daar uitklim, toe sy gaan werk in Kowloon Walled City. Nou die Kowloon Walled City was waar al die mense wat weggekruip het van China af kom wegkruip het in Hong Kong. Dit was besmet met dwelms, prostitusie, geweld. Sy gaan daarin. Weet julle wat doen sy? Sy bid vir mense vir genesing. En dwelmverslaafdes begin genees word. Sy sien hoe hulle deur die onttrekkingssimptome kan hulle neem die Here aan. Sy begin 'n bediening daar en sy is nog steeds daar vandag. Sy het haar lewe gegee vir 'n plek waartoe God haar gestuur het. Sy het nie geweet toe sy op die boot klim in Engeland, sy gaan in Kowloon beland nie. Maar sy moes op die boot klim. Mens moet net begin. Die Here gaan voor ons uit. Jackie Pullinger sou die volgende sê, en ek dink hierdie volgende woorde is wat ons elkeen nodig het om te hoor. Sy het gesê, God wants us to have hard feet and soft hearts. But so many times we have soft feet and hard hearts. Die Here wil hê ons harte moet sag wees en ons voete moet hard wees. Maar by ons is dit baie keer ons voetjies is maar bietjie sag en ons harte is bietjie te hard. En as dit is waar jy vandag is, dan wil ek hê jy moet saam met my sit dat ons vir die Here vra om ons te help om dit anders te doen. So daar waar jy sit, kom ons sluit die oë. Kom ons raak stil by die Here. Here, U stuur ons soos wat U vir Jackie gestuur het. Soos wat U deur die eeue heen mense stuur. Stuur U my. Jo, Here, maar ek weet ek het sy voet is partykeer maar bietjie sag. En my hart is partykeer bietjie hard. Here, ek kom bely. Ek het nodig om harder voete te hê en 'n sagter hart te hê. Want dan weet ek, Here, as ek met daai vrede, met daai kwesbaarheid, met daai nederigheid gaan daar getuienisse wees van hoe groot en wonderlik U genade is. En dan kan ek net getuig het was U. Dan was dit nie ek wat so wonderlik was nie. Dis nie my plan nie. Maak ons bewus, Heilige Gees, van hoe U ons stuur, ons nederig naby aan U. Verlet terwyl ons so in stilte sit, dink dalk aan net iets wat in jou hart leef, wat jy weet, hierdie ding is 'n ding wat die Here my die Here het al hierdie ding in my hart wakker gemaak. Hier het ek hom gesien in my lewe. Dit kan wees dat daar ergens 'n uitdaging in jou huwelik was en die Here het vir jou voorsien. Dit kan wees dat daar finansies uitdaging was. Dit kan wees dat jy ergens verlies beleef het, maar jy het deur jou verlies gewerk en nou sit ook 'n getuienis. Ek weet nie wat dit is. Die Heilige Gees sal met jou praat. Dink aan daai ding en vra net, Here, maak hierdie ding wat in my gebeur het 'n getuienis van U vrede en U genesing wat na die wêreld toe kom.
Here Jesus, dankie dat U ons nie net stuur as individue nie, maar dat U ons stuur in spanne van 2. Dankie daarvoor. Dankie vir 'n gemeente waar ons sien ons is kerk sonder mure. As ons terugkyk na oor die afgelope paar maande, dan kom ons agter net hoe U wonderlik binne in ons en deur ons kom werk het. En dis maar net genade. Here Jesus, maak ons bewus van hoe U werk in ander mense se lewens en help ons om daarbey aan te sluit. In Jesus naam. Amen.